Daar is 'n stilswygende vraag wat baie gelowiges met hulle saamdra. Is ek goed genoeg? Dit wys op subtiele maniere, in die manier waarop ons bid, in die skuld wat ons voel as ons byvoorbeeld 'n dag se stilte tyd mis, of in die gevoel dat God eers sal help nadat ons ons deel gedoen het. Maar Paulus sê iets radikaal anders. Die Heilige Gees is nie 'n beloning vir goeie gedrag nie. Hy is 'n geskenk van genade. God se eie merkteken op jou lewe. In Efesiërs 1 vers 13 skryf Paulus die volgende. Hy sê: In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. 'n Seël is nie iets wat jy verdien nie. Dit is iets wat op jou geplaas word deur iemand met gesag. Jou identiteit is nie gebou op jou prestasies of jou geestelike dissipline nie. Dit is gebou op die teenwoordigheid van die lewende God in jou. En hierdie Gees lei ons. Hy dryf ons nie. Slawe word gedryf deur vrees. Kinders word gelei deur liefde. Dit bring ons by een van die mees aangrypende woorde in die hele Nuwe Testament. 'n Kort woordjie, Abba, die woord wat Joodse kinders, oud en jonk, gebruik wanneer hulle pa aanspreek. Nie formeel nie, nie op 'n afstand nie, net pa of vader. Romeine 8 vers 15 sê, dit is presies hoe God wil hê ons hom moet aanspreek. Tog bid baie mense asof hulle voor 'n toonbank staan, of hulle rammel dieselfde lys behoeftes af, of hulle verduidelik hoekom hulle dit dalk verdien en wag dan senuagtig vir 'n antwoord. Die meeste antieke heersers was heeltemal ontoeganklik vir enige iemand behalwe hulle hoogste raadgewers. Kyk byvoorbeeld na Ester 4 vers 11, waar die doodstraf gewag het op enige een wat die troon nader sonder dat hy daarheen ontbied is. Die Heilige Gees roep ons egter almal op om met vrymoedigheid tot God se troon te nader, om deur Jesus Christus genade en barmhartigheid te ontvang. In Hebreërs 4 vers 16 lees ons hierdie uitnodiging: laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En in Galasiërs 4 vers 7 trek Paulus die finale lyn: jy is nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam deur God. Pinkster herinner ons elke jaar daaraan dat hierdie werklikheid finaal beseël is. Jy is nie 'n vreemdeling wat hoop op toegang nie. Jy is 'n kind aan die familietafel en jou Vader noem jou reeds op jou naam. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie dat U ons in U familie ingekoop het met die kosbare bloed van Jesus Christus, ons verlosser. En dankie vir U wonderlike geskenk van die Heilige Gees wat in ons kom woon het. Dankie o Heilige Gees dat U ons van binne af heel maak en nuut maak en nie net in ons woon nie, maar ook deur ons werk. Dankie dat U ons bevry het van slawerny en ons almal kinders van God gemaak het. Erfgename saam met Jesus Christus ons Here. Ons loof en prys U daarvoor. Amen.